Ons lees die 117de keer saam met Openbaring en ons beweeg oor na vers 11 tot vers 15 van Openbaring 20. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Ons lees nou van die oordeelsdag in hierdie paar verse. Ons betree nou die laaste oordeel in die hofsaal van God. Lewe soos ons dit nou ken, is verby. Mense staan nie meer op in die oggende om werk toe te gaan nie. Die voeltjies sing in die oggende nie meer nie. Daar is geen hoendertjie wat in die oggende kraai nie. Planne en drome wat nagejaag word, het tot 'n einde gekom. Jong paartjies word nie meer verlief en trou nie. Die lewe is verby. In hierdie lewe het biljoene mense gelewe, nou word geen kinders meer gebore nie. In die lewe was daar kanse gegee. Die evangelie is verkondig. Ons vind die stem van die evangelis is nou stil. Nooit weer sal die evangelie verkondig word nie. Ons vind ons nou aan die einde van die dae. Die dag waar die wêreld, ja, elke mens wat nie 'n keuse vir God gemaak het nie, opgeroep word vir die oordeel. Nooit weer sal daar 'n hofsitting na hierdie een wees nie. Dit is finaal en is klaar. Die oordeelsdag is 'n dag waarvoor alle ander dae gemaak is. 'n Mens kan op aarde afsprake maak en dit versuim, maar daar kom 'n afspraak wat geen mens sal kan versuim nie. Op aarde kan jakkelsdraaie gemaak word, maar hier kom 'n afspraak wat geen mens sal kan ontduik nie. Dit is lank reeds bepaal dat God elke mens sal oordeel volgens sy werke. Johannes 5 vers 28. Daar is 'n dag wat deur God bepaal is, op die kalender van God, waarin hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. 'n Dag wat omkring is op God se almanak. Matteus 23 vers 33, slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Die oordeelsdag is 'n dag wat sin en betekenis aan hierdie lewe gee. Ek wil hê u moet vir 'n oomblik aan hierdie aangrypende gedagte dink. Die lewe maak net sin as daar 'n oordeelsdag is. Sonder die oordeelsdag sal hierdie bestaan op aarde hoegenaamd nie sin maak nie. Ons kan lewe, ons kan eet, ons kan drink. As daar nie 'n oordeel is nie, kan ons maar moor en doodslaan en hoereer soos ons wil en wanneer ons wil. Ons kan winkels plunder en steel en oproerig wees na hartelus. Juis die werklikheid van die oordeelsdag maak dat ons in hierdie lewe nie doen wat ons wil nie. Daarom, 'n lewe sonder 'n dag van oordeel maak nie sin nie. Juis omdat mense vergeet dat God 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, lewe hulle losbandig en doen hulle net wat hulle wil. Nou kan mense lag en spot met God en sy oordeele, soos in die dae van Noag, maar daar kom 'n bepaalde uur. Johannes sien 'n groot wit troon, Openbaring 20 vers 11. Wit omdat dit rein is, onbesmet van menslike korrupsie en partydigheid. Die troon ken geen aanneming van die persoon nie, Deuteronomium 10 vers 17, Handelinge 10 vers 34. Hierdie regbank neem geen omkoopgeskenk aan nie. Sy troon is wit en onbesmet. Ons vind in hierdie gedeelte wat ons gelees het, nie 'n God
wat die sondaar meer trek deur sy liefde en genade nie, maar ons het te doen met 'n regter wat in geregtigheid oordeel. Ons vind geen aanklaer wat die regter probeer oorreed dat die beskuldigde bo alle redelike twyfel skuldig is nie. Ons hoor geen advokaat wat 'n hartroerende betoog lewer vir die beskuldigde se onskuld nie. Daar is geen debat rondom skuldig of onskuldig nie. Hier sal die ongeredde alleen voor die Almagtige staan. Daar is geen kans vir appel. Daar sal geen amnestie wees nie. Daar sal geen parool aangebied word nie. Die oordeel is finaal en beslissend. Ons vind die regter hier met geen genade nie. Tyd vir genade is verby. Hierdie oordeel moet onderskei word van die regterstoel, die Bema oordeel, waarvan ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 10. By daardie geleentheid sal net die kinders van God verskyn as 'n plek van beoordeling. Die groot wit troon is egter geen plek van beoordeling nie, maar van veroordeling. Ons gaan nou saam lees die 118de keer uit Openbaring en wel Openbaring 20 vanaf vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Ons het hierdie gedeelte by die vorige geleentheid afgemerk as die oordeelsdag. Nou sien ons die regter van daardie dag. Wanneer Johannes sy hoof opslaan, sien hy 'n groot wit troon, maar ook die een wat op die troon sit. Net soos in Openbaring 4, toe hy dadelik in die gees was en 'n troon gesien het en een wat op die troon sit. Dit is nie die troon wat sy aandag gegryp het nie, maar hom wat die troon beklee. Dit is niemand anders as Jesus Christus, die Lam van God. In Jesus se aardse omwandelinge het baie na hom gevlug en vrede aan sy voete gevind. Sy arms is altyd oop om mense teen sy bors vas te druk. Oor sy lippe het vele uitnodigings gegaan dat almal wat vermoeid en belas is, na hom toe kan gaan. Matteus 11 vers 28. Daar is egter iets anders in Jesus se oë op die oordeelsdag. Sy oë het nie meer trane nie, soos hy geween het oor vele verlore siele nie. Lukas 19 vers 41. Maar sy oë is nou gevul met vuur. Openbaring 19 vers 12. Wanneer hy dan in geregtigheid sal oordeel. Dit maak dat die aarde en die hemel probeer wegvlug van hom. Dit is nie omdat hy wreed is nie, maar omdat hulle weet dat hulle ongeregtigheid het hulle ingehaal. Die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan voor hulle uit tot die oordeel, maar volg ander eers agterna. 1 Timoteus 5 vers 24. Hulle sal egter op hierdie dag geen plek vind om hulle sondes weg te steek of self weg te kruip nie, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Handelinge 17 vers 31. Nou sal Christus nie meer die redder wees nie. Hy het almal genooi, maar nou sal hy elkeen regverdig oordeel. Hy wat redder is, verander in regter. Die een wie se hande deurboor was, wat stukkend verbrysel was op Golgotha, sal nou oordeel met dieselfde hande die hofhamer van beslissing slaan. Johannes 5 vers 22, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die oordeel oorgegee aan die Seun. Daardie dag sal baie uitroep en hulle beroep op God se liefde en genade. Maar die uur van genade en liefde het uitgeloop. Kyk, wie is die een wat
oordeel in Openbaring 20 vers 12. Hier vind ons dat klein en groot voor God staan. Dit bevestig opnuut dat Jesus God is, die Alfa en die Omega is. Openbaring 1 vers 22, Openbaring 1 vers 8 en Openbaring 22 vers 13. Hy is die een wat oordeel. Ons lees nou die 119e keer uit die boek Openbaring. Ons lees Openbaring 20 vanaf vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. By hierdie woorde lees ons dan oor die oordeelsdag. Die regter is Jesus Christus. Ons sien nou ook, daar word gepraat van die in die beskuldigde bank. Openbaring 20 vers 12. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan. Hier moet ons vir 'n oomblik terugkyk na die 1000 jaar van vrede. Sommige mense sal uitmis op die vrederyk van Jesus Christus, terwyl die wat in Christus gesterf het, opgewek is tydens die eerste opstanding in heerlikheid, lees ons van die ander dode wat nie sal herlewe totdat die 1000 jaar voleindig was nie. Openbaring 20 vers 5. Wie is hier die ander dode wat nie by die eerste opstanding opgewek word nie? Dit is hulle wat deel het aan die tweede dood, Openbaring 21 vers 8. Dit is hulle na wie Jesus verwys het wat sal opstaan tot die veroordeling, hulle wat kwaad gedoen het, Johannes 5 vers 29. Hierdie mense staan nou klein en groot voor God, Openbaring 20 vers 12. Klein en groot kan na ouderdom of mag verwys, van die wat reeds die jare van onderskeiding bereik het, tot bejaarde mense wat ver gevorderd in jare is. Let op dat daar geen nuwe verheerlikte liggaam aan hulle gegee word nie, soos aan die wat in Christus gesterf het nie. 1 Johannes 3 vers 2 en 2 Korintiërs 5 vers 4. Hulle bly klein en groot, net soos hulle gesterf het. Daar moet tog iets anders aan hulle liggame wees, omdat hulle met 'n opgewekte liggaam vir ewig straf sal verduur. Die beter uitdrukking is nie dat hulle ewig sal lewe nie, maar ewig sal doodgaan, natuurlik sonder om dood te gaan. Sommige beweer dat hierdie klein en groot dalk ook na mag of status kan verwys. Na die wat groot en magtig in die lewe was, en die wat dalk minder en gering was in die lewe. Die kort en die lank is, dat hierdie woorde uiteindelik beteken dat daar geen onderskeid sal wees tussen die wat buite Christus gesterf het nie, en dat hulle almal daar sal verskyn. 1 Korintiërs 6 vers 10, moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgodedienaars, of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Die koninkryk van God verwys na die vrederyk van Jesus Christus, en sommige mense sal daarop uitmis, en na die vrederyk opgewek word tot die veroordeling. Ons lees verder in Openbaring, dat daar ook 'n lys gegee word van wie hierdie mense is, wat ook nie die hemel sal binnegaan nie. Openbaring 21 vers 8. Uiteindelik is daar mense wat gaan uitmis op die koninkryk, die wat nie weergebore is nie, Johannes 3 vers 3. Jesus het by nadruk gesê, dat
elke mens weergebore moet word, as hulle die koninkryk van God wil ingaan, Johannes 3 vers 5. Dit verwys na die tweede geboorte, 'n geestelike geboorte, nie uit die moederskoot nie, Johannes 3 vers 4, maar van bo gebore te word, om uit God gebore te wees, Johannes 1 vers 13. Hierdie mense kom uit die dood en die doderyk. Hulle het nooit die ewige lewe in Christus Jesus deur geloof en bekering met belydenis van hulle sonde ontvang nie. Ons lees die 120ste keer saam met Openbaring. Ons lees weer 'n keer Openbaring 20 vanaf vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Hierdie verse beskryf die oordeelsdag. Ons betree die laaste oordeel in die hofsaal van God met hierdie woorde wat ons lees. Ons het reeds gesê, die regter tydens hierdie dag is Jesus Christus, wanneer die redder die regter word. Die in die beskuldigde bank is klein en groot. Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Ons praat hier van die mense wat sonder Christus gesterf het, wat nie weer gebore is nie. Nou sien ons in vers 13, en die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. Hierdie woorde leer ons van die vervolgingsgesag. Die dood was toe nie 'n wegkruipplek nie. Sommige mense dink, die dood sal al hulle probleme oplos. As hulle nou eens van hierdie aarde verlos is, sal hulle uiteindelik loskom van al hulle aardse stryd en sonde, al dan volgens hulle. Miskien is daar iemand wat dink, hulle het weggekom met moord. Miskien iemand wat vir jare die gereg ontduik het. Miskien iemand wie se sonde onder 'n mat ingevee is. Soos daar gesê word, hulle sal met dit graf toe gaan. Wel, aan die ander kant van die dood, wag al die verborgde dinge van die mens. Prediker 12 vers 14. Alles wat in hierdie lewe gedoen is, wat nie deur die bloed van Christus gereinig en vergewe is nie, sal aan die ander kant van die doodsjordaan hulle inwag. Seerowers en matrose het die onbekende onderwêreld van die see beskryf as Davy Jones's lokker. Volgens hulle die finale rusplek van reisigers en seevaarders wat verdrink het. As ons hierdie metafoor vir 'n oomblik kan gebruik, leer die teks dat die see het gegee wat daarin was. Die sluitkas van die see sal oopgebreek word en elke seevaarder, matroos, passasier of seerower wat weggesak het in die dieptes van die see of deur 'n haai opgeëet aan die kus van Muizenberg sal opgelewer word. Die dood en die doderyk sal oplewer wat daarheen neergedaal het. Selfs die wat gedink het, die dood is die einde van alle dinge, sal deur die dood verraai word en uitgelewer word en niemand sal wegkom nie. Hier op aarde kan 'n mens wegkom van die gereg, maar van God se oordeel kan niemand wegkom nie. Vers 13 wil ons leer dat elke mens wat sonder God gesterf het, sal hier opgewek word, of hulle liggame al teruggekeer het tot stof, of hulle as in die ooste wind versprei is, of hulle deur wilde diere opgevreet is,
Al die stof en dele sal versamel word en weer deur God aan mekaar gesit word. Die beendere sal met vlees oordek word. Die siele sal uit die doderyk opgeroep word om terug te keer na hierdie versamelde liggaam, sodat hulle voor God kan staan in die oordeel. Johannes 5 vers 28 en 29, moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Die vervolgingsgesag van God, niemand sal wegkom nie.